Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer verjaardag, toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, ek almal nie. Dis die 18de Maart en jy luister na Klets, net hier op Afrikaans praat. Afrikaans.radio. Waar's jy, Matthys? Waar's my woordjies? Dis sukkel bietjie vandag. Dankie dat jy luister, dankie dat jy subscribe het. Onthou jy kan vir ons 'n e-pos stuur na Klets by Afrikaans.radio. As jy vir ons ietsie wil sê of 'n vraagie wil vra of wat ook al, stuur maar vir ons 'n boodskapie. Hallo Colleen. Hallo Matthys, is jy lekker daar met jou min woorde? Ja, ek is lekker met min woorde. Ons het 'n kragonderbreking tans toe ek inry by die sekuriteit. Ek net nadat ek van die park af gekom het. Toe sê die wag vir my, load shedding, she's back. Dis ek het so, o Here. Ek het ook al reeds in hierdie kort week 2 kragonderbrekings gehad. Ek het nou 'n ding uitgefigure. Die een oggend, ek word wakker, of jy weet as daar so geluidjie is, so ek word wakker 4 uur, so 2 oggende terug, en ek hoor 'n generator aan die linkerkant van my, so aan my kamervenster se kant. Ek sê, fuck, die krag is af. Anyway, ons staan op die krag is af. Gistermiddag kom ek huis toe, ek sien hier is 'n vrag Eskom mense besig om aan 'n kragboks te werk aan my regterkant. En toe ek hulle sien, toe dog ek, ag nee, jemmel, is die krag nou weer af? Want ek het shit wat ek moet doen, julle. En ek kom in die huis aan, die krag is aan. Maar toe hoor ek 'n generator aan die regterkant van my. Ja. So nou het ek hierdie ding nou mooi uitgefigure. As die generator aan die regterkant aan is, dis nou so, ek bly so naby so Boulders Warehouse. Okay. Dan hoor ek weet man is hulle generator wat ek hoor. Yes. Ek kan hom gelukkig nie sien nie, maar ek kan hom hoor. So as hy brrrr, dan is my lewe genot, want dan is my krag aan. Solank die linkerkant se generator net nie aan. Ja, ek moet sê, dit was 'n vreemde geluid vir my gewees om weer die gesing van generators te hoor, nou hier in die omgewing. Dis 'n vreemde geluid. We haven't heard that in a while. Ja, dit laat my nie lekker voel nie. Nee, veral nie met wat gebeur in die Midde-Ooste op die stadium nie, en met internasionale vrese oor brandstof en dieseltekort. Maak dit want jy weet op hierdie stadium hou die ANC hulle kiesers op hierdie stadium happy deur diesel te brand. Dis nie regtig asof die kragprobleem uitgesort is nie. Hulle brand net 'n kakhuis vol diesel om die krag aan te hou. Dit het ek ook al knal by soos wat Netwerk 24 joernaliste sê, persone naby aan die situasie of naby aan die saak het dit bevestig. So ja, dit is 'n probleem. Betroubare bron. 'n Betroubare bron. Toe die ou nou vir my sê, load shedding is back, toe slaan dit my so al van, hoeveel Gwede? Ja, maar jy is so eintlik bly, Matthys. Jy bietjie man altyd daai inverter wat jy geïnstalleer het, wat jy nooit toe nou gebruik. Hier gebruik ek hom nou. Hier gebruik, maar die kakkus is dat die inverter hou ook net so lank. Verstaan, dan het hy weer krag nodig om weer te charge. So, ek hoop ou Gwede fokus, ons minister van minerale en hulpbronne, want hy energiesake, hy het vroeër gesê dat Suid-Afrikaners hoef glad nie te worry oor die voorraad en die brandstofreserwes in Suid-Afrika nie. Volgens wet moet daar 2 maande se voorraad moet daar wees. Maar nou, ek meen, hulle het ook vir ons gesê, ons hoef nie te worry oor die water nie, ons hoef nie te worry oor HIV nie. Ek meen, daar was soveel goeders waaroor ons nie hoef te worry het, as dit by die ANC kom nie. Ja, en Gwede wat sê volgens die wet. Ek meen, ons weet nou, as daar een persoon is in Suid-Afrika wat sy gat afvee aan die wet. Nee, Gwede het dit nie gesê nie. Hy het net gesê, ons as Suid-Afrikaners moenie bang wees nie. Ons hoef nie. Nee, Gwede, ons is nie bang nie. Nee, ons is nie bang nie, ons is fucking vreesbevange
as dit kom by die ANC en Gwede Mantashe. So, ja, nee. Ja, Gwede is mos die een wat sy maag so groot is. Hy het so, elke jaar dan sit Gwede sy maagie so 'n bietjie uit. Ja, soos almal van hulle. Ja, maar Gwede se maagie sit weird uit. So sy maagie sit nie uit by die res van sy lyf nie. Hy stoot so vorentoe soos Gwede lyk soos soos iemand wat 'n ertjie ingesluk het. Het die ou mense altyd gesê. Ja, nee, ertjie, ek sou meer sê soos 'n watlemoen, maar dit watlemoen, maar 'n moerse watlemoen. Ja. Hy lyk amper soos daai 'n girl wat op goeie gewig is, sy swanger raak, maar sy verwag 'n drieling. En sy hou haar gewig in die res van haar lyfie baie mooi, maar eventually dan is haar maag hy maak so lank. Ja, hy so ver vooruit soos wat sy lank is. Ek kyk met hom na Gwede en dan dink ek, jy moet nie vooroor donder nie, want die balans is nie lekker daar nie. Ja, dit lyk asof hy vir John Steenhuisen ingesluk het. Ag, ek gaan ons weer met John Steenhuisen. Dis omtrent hoe dit lyk. Maar ons sal nou terugkom na die oorlog toe en 'n klomp ander goeters, maar ons het onder andere vroeër die week het ons gepraat met Maritza Breitenbach. Sy's 'n bekende outeur, internasionale bekende outeur. Even Oprah het haar boek gelaai. Yeah. I mean, eet 'n bietjie daaraan. How's that? En Oprah like nie deesdae meer baie dinge nie, so. Nee, maar Oprah is ook nou al daar waar ek dink hulle steek vir oupa in die kas toe en laat dan net elke nou en dan uitkom. Wacht, maar anyways, dit is net klaarmaak met Okay. Nee, en ook okay, dus kan nou oor praat. Ja, nee, ek wil net sê, en sy is ook internasionale bekende beeldhouer en net overal lekker mens. Maar ons gaan bietjie later met haar chat. Wat wil jy nou gesê het? Ekskuus. Ja. Oprah nou Ozempic. Het jy gesien hoe lyk Oprah? Nee. Kyk, dit is mos nou ek sien gisteroggend 'n cartoon met jy weet daai famous prentjie van The Wizard of Oz waar al die karakters so by die Yellow Brick Lane afgeloop kom, die Straw Man en die Tin Man en ja, dit hulle nou almal uitgebeeld as karakters, maar hulle karakters maar is op Ozempic. Hulle daar Ozempic face Oprah. Ja, die Ozempic uitval gevat het op 'n punt, maar toe moes sy eintlik maar opgehou het. Ek probeer nou kyk hierso. Ja, sy lyk vir my swak en sy loop nie lekker nie maar sy's maar, ek meen dit is iets wat Oprah nog altyd wou gehad het. Ja, maar kyk, dit is ook een van die vrouens wat een van die mees publieke ek weet nie gewigstryde gehad het, ja. En 'n konstante ding. Dan is sy vet, dan is sy maar, dan is sy anoreksies, dan lyk sy groot soos die Here se genade. Maar sy is 72. So, ja, okay, so miskien is dit ook dalk die loopie. Ek dink dit shame wat haar dalk publiek 'n bietjie geneil het, was dat sy het haar gewigsjourney so publiek uitgeleef. Haar hele lewe lank. En sy was een van die eerstes wat op Ozempic was en daaroor gelieg het en gesê maar sy is op niks nie en toe kom dit mos nou eventually uit, sy is op Ozempic. Maar Matthys, baie van hierdie ouens, Kelly Osbourne, ek weet nie ek het daai foto's gesien. Dit is disgusting. Ekskuus. Dis disgusting om my mense te sien wat hulle aan hulle self doen. En Demi Moore, almal van hulle. Ek weet en Demi Moore was nog nooit, daar was nog nooit iets fout met Demi Moore, sy was nog altyd 'n haatvrou gewees. Ja, en sy het die regte kurwes op die regte plekke gehad. Verstaan, sy was nie grotesk nie, sy was 'n voluptuous vrou. Ja, ek dink nie sy was nie vir my voluptuous nie, sy was maar, by any given standard, Demi Moore was nog altyd maar. Ja, okay, is reg, sy was nie voluptuous nie. Sy het nie regtig 'n curve aan haar gehad nie. So, maar ja, baby, daar is in my nog steeds ten spyte van Oprah se Ozempic, if you make Oprah's book conversations. Exactly, nee. Kyk, dit is een plek wat sy ons nog nooit gefaal het nie, is haar book recommendations. So Maritza, gaan ons dan nou mee chat and she got that. Eet 'n bietjie daaraan. Iets anders wat jy ook aan kan eet, is natuurlik Mel en Piet. Hoe het daai toe nou in hulle gesigte ontplof? Soos lelik. Kyk, lelik.
Ek het gedink van die oomblik wat hulle Amerika toe is. Ek dink ons het op 'n vorige episode ook gepraat dat ek vir jou gesê het dat ek het hulle gevolg op die Insta. Maar ek sien nou ek sien hulle is nou van die Insta af. Ja, hulle is in die tronk. Hulle het nie selfone nie. Met hulle hele journey Florida toe of waar is hulle Florida nee ja. Ja. En hierdie pauses wat hulle gedoen het by hierdie dierkarre en hierdie private jets en ek dink ons het gesê ons dink is alles fake en gehuur en net gepak. Ek dink hulle staan by iemand anders as 'n Lambo. En dan pause hulle gou daar in die parkeerarea en edit die foto dit lyk of dit in hulle eie driveway is. So ek het verwag something's gonna go south. Op een of ander stadium. Maar shoplifting. Ek het nou regtig gedink Skus. dit gaan nou iets wees soos 'n nuwe franchise wat hulle weer by iemand steel. Ja, of ek het gedink dat hulle gaan een of ander iets kwyt raak en Trump gaan hulle uitgooi of verstaan ek het aan sulke goeders ook gedink. Of een of ander scam of hulle gaan ge-extradite word terug Suid-Afrika toe as gevolg van die Tammy Taylor ding. Ek weet daar's soveel ander goeders wat kon gebeur het. Maar shoplifting. Ja, maar petty crime. Ja. Maar okay. Petty crime, but it's not petty. Ek weet hulle het San Pellegrino water en een of ander baie duur Franse Prosecco. Dis wat hulle gesteel het. Ek dink nie jy mag sê Franse Prosecco nie. Is Prosecco dit is Frans. net Prosecco. Ja. Ja, mense sal jou iets aandoen. I think gewoonlik. Ja, maar ek weet dis hulle petty crime. So ek weet en dan sê sy raak sy iets kwyt van maar sy vir oorlewing. Jy steel nie daai kak vir oorlewing nie. Jy steel dan 'n brood en miskien 'n kaas en 'n baked beans, Melly. Ja, Hemel Matthys, ek weet nie daai twee mense is net kyk, I love it. I find it extremely entertaining. En ek wil myself nie verlustig in iemand anders se ondergang nie, maar ek weet mens kan nie help nie. Jy kan nie help met malapie. Ons kan nou daaroor want hulle ek meen hulle het nog hulle publiek verlustig hulle self in die publiek aan ander mense se ondergang. So I kind of don't feel too bad about it. Het hulle blaatant gelieg. Hulle blaatant lieg hulle en glo hulle self. Ek weet die waansin omtrent die twee. En dan die ander ding wat vir my ook uitstaan in hierdie hele ding is, ek weet nie of jy gesien het nie, Mel het nou gesê nee, sy vat volle verantwoordelikheid, Piet het niks daarmee uit te baie gehad nie. En as jy kyk ook na hulle verhouding, jy weet ek is mos maar 'n bietjie van 'n slet vir die Desperate Housewives, nee. Ja. Nie die Desperate wat? Real Housewives. Real Housewives. Desperate Housewives might be a bit apt, but a bit more apt. Maar ja, dis is een van daai kar ongelukke wat ek nie kan help om vir te kyk nie. En daar het dit ook vir my baie uitgekom. En dit is nou in my leuke opinie, ek is geen sielkundige of human behavioral specialist of enigiets nie. Maar hy manipuleer haar verskriklik. 100%. En as hy sulke uitlatings maak van nee, dit was net ek, Piet het niks om my uitgevaai, dan het ek baie vrae. Dan het ek regtig baie vrae. Ek het presies aan dieselfde gedink toe ek daai gehoor het. Natuurlik het die beeldmateriaal toe moes nou die teendeel bewys dat hulle kon gesien het dat Piet is complicit want hy probeer mense se aandag aftrek terwyl sy die goed is in 'n sak laai. So die beeldmateriaal het nou gewys dat ek het net oor die inhegtenisneming video. En hegtenis nou met 'n Mel en haar shame and gown en ja, dit was baie. En wys jy ook net maar make-up doen maar baie vir 'n mens. Sy's maar 'n val meisie. Ag, shame, she didn't look too bad, maar ek moet sê is die minste woorde wat daai twee mense nog ooit gehad het om te sê. Ek dink is the most agreeable they've ever been. Veral Piet. Want ek meen, onthou, hy is die wêreld se slimste, beste prokureur en hy was soos 'n fucking lammetjie. Lammetjie sê ek vir jou. Wat vir my natuurlik nog verder erger is almal en al die smaakmakers. Alhoewel ek weet die woord smaakmaker is ook nou weer onlangs 'n woord wat almal betwyfel en sê dis nie noodwendig 'n gepaste woord vir 'n influencer nie, but who fucking cares?
Smaakmaker is nie te bad nie. Ek is ook nie gek daarvoor nie, maar dit is nie te bad nie. Maar dat die smaakmakers nou hier in Suid-Afrika en onder andere een spesifieke ene nou verskriklik aangaan oor die kommentaar wat gelewer word en hoe die Suid-Afrikaners hulle self verlustig in Piet en Mel se ondergang. En natuurlik kom die wit duif dan natuurlik ook nou in en fladder so bietjie en sê dat ons is almal sondaars as ons onsself verlustig want niemand anders se kan oordeel. So dan twyfel ek 'n klein bietjie en 'n klomp ander mense ook. Bly eerder net stil. Ja, Matthys, ek dink ook so, bly dan maar net eers stil, moet dan nie eerder nie 'n standpunt inneem nie. En ag, weet jy wat, wie stuur in elk geval nou deesdae nog aan smaakmakers? Daar is 'n paar smaakmakers en aanhalingstekens wat lekker is om te volg en hulle het goeie content en dis interessant en dit maak jou lag maar as jy nou dink dat jou opinie is nou so belangrik dat jy moet nou 'n live gaan doen om nou jou opinie uit te spreek oor wat mense sê oor Mel en Piet. I mean really dit is vir my 'n bietjie delusions of grandeur. Maar ook entertaining. So moet asseblief nie stop nie. Dis baie entertaining. Dit is die tipe entertainment wat ek nou kyk as ek regtig doodmoeg is aan die einde van die dag en niks meer in enigiets intellektueel wil engage nie, dan. Ja. Maar ons moet ophou na hierdie mense luister, Matthys, so celebrities wat ons so ophemel en hulle opinies oor politieke sake wil hoor. What the hell? They're celebrities for a reason. Hulle create content, hulle speel in movies, hulle sing songs, hulle kan 'n gitaar slaan, hulle kan 'n mooi prentjie paint, hulle kan doen whatever, hulle het hulle talente. Hoekom moet ons nou ewe skielik van jou opinie hoor oor die politiek? Ek weet die mense sal dalk dieselfde van ons ook sê, wat julle opinie oor. Maar weer eens is 'n pot. Exactly. Skoenmaker hou jy by jou lees en soos wat jy sê, hierdie is 'n pot gooi. Ek sien gister 'n foto van die Oscars was mos nou. Ek het dit heeltemal gemis. I'm just not into, ek weet nie. Maar dit is duidelik nog vir mense 'n ding, which is great vir daai mense. Maar wat hulle 'n foto geneem het van die teater van bo af ek dink is die Dolby teater. In Los Angeles waar die Oscars gebeur. Waar almal nou uit die teater uit is. Matthys, dit is die morsigste plek wat jy in jou lewe nog gesien het. Hulle het 'n groter gemors gelaat as 'n klomp Engelse sokker hooligans na 'n sokkerwedstryd. Dit is net kosrappers en ek weet nie wat het hulle alles daar geëet en glase en by die Oscars, Matthys. I mean that's the cream of the crop van die wêreld wat uitgenooi word na die en ek meen jy word uitgenooi. Jy koop nie 'n kaartjie nie, by invitation only. En dit is die mense wat heeldag vir ons staan en preek en sê wat carbon emissions en climate change en dit en dat en jy mag nie dit doen nie want dit is moenie mors nie en wees 'n ordentlike human being and be kind. Ag asseblief man, are you being kind to the person that has to clean that theater? No, you're not. Ek dink dis dalk hoekom die Oscars sy charme vir my 'n hele paar jaar terug verloor het. Ek kan nie onthou wanneer laas het ek actually die hele seremonie gekyk of opgestaan en gewag om dit te kyk of die volgende oggend vroeg opgestaan om te kyk wie het gewen nie. En dit was toe die Oscars begin polities raak. Toe dit 'n politieke platform en spreekbuis begin raak het. En dit het nie meer regtig gegaan oor die kuns van film maak nie. It became a political platform. En weet jy wat ek dink die beste oomblik was toe Ricky Gervais het hy die Oscars gehost of die wat is die ander ene? Emmys. Of die Emmys, ek kan nie onthou nie. Maar onthou jy 'n paar jaar terug toe Ricky Gervais het mos gehost en toe hy op 'n stadium so uitgevaar en gesê take your little award, say your thank yous, we don't care what you think about politics, you're not here. En ek meen daar was die beste, maar they just went on. Ricky Gervais is natuurlik nie weer teruggenooi dink ek om die Oscars te host nie. Of course. Ek sou nie dink hy is nie. Ek weet nie eers wie was die host nie. Ek moet vir eerlikwaar sê ek het nie eers geweet dit was die Oscars nie. Ek het dit toevallig
raak gelees. Wat se movies word nou genomineer vir die Oscars? Moet hulle nog steeds by die cinema speel of want ek weet nie. Al wat ek weet is gaan ons nog cinema toe? Ja, is it still relevant? Ek kan nie onthou waar laas is ek in 'n cinema gewees nie. Dit gaan net in die Oscar jaar. Die film moet uitgereik word in die Oscar beoordeeljaar. In hulle siklus. So dis maar. Yes, but where are the days? Ons is so spoiled for content. Waar is die dae wat ons geweet het, yes, hierdie was die 3 groot movies van die jaar en jy het moeite gemaak om hulle te sien. Yes man, dit was great daar. Nou is dit net so baie dinge. Nou sê vir iemand, het jy al hierdie show gekyk en dan wil hulle weet, waar kan ek dit stream, op watse platform is dit? Ons is regtig spoiled for choice. En as ek nie daai platform het nie, dan kan ek hom pirate. That's how it is. That's how it is. Gebruik ek jou login details? Wat? Ek pirate niks nie. Nee, ek gebruik jou login details. Jy het die meeste logins. Ja, ek het die meeste logins. Yes, right. Subscriptions, so wat mense. Ja, ek is so 'n subscription slet. Ja, is nogal, ek love it. Nee, ek kan nie net dit nou gebruik nie, terwyl ons oor slette praat nie. Ek weet nie, I need another segue. No. Maar, terwyl ons van vrouens praat, kom ons gaan hoor wat het Maritza Breitenbach te sê toe ons vroeër met haar gesels het. Maritza Breitenbach, 'n paar jaar terug het ek jou raak gekuier. Ek dink was so 6-7 jaar terug, nê, op Annandale Wynplaas. Het ons daar 'n paar bottels wyn raak gedrink. En ek was net onmiddellik captivated met jou energie. Ongelooflike vrou met so liefde vir die lewe. Jy's soos my alchemist of life and everything that's beautiful. So welkom hier by Klets. Dis vir ons regtig lekker om jou hier te hê vandag. Colleen, baie dankie en ek moet jou sê, toe jy my balance ons het ontmoet en of ek onthou, toe sien ek jou klankhelder voor my. Jy het my net so baie praat. Ja, dit was baie lekker geweest. Ek onthou dit baie goed en dit was by Hempies, ja, Annandale. Hempies. Ja, dit het baie verander. Jy moet tog daar 'n draai maak. Matthys, julle is al twee kies as julle weer in die Kaap kom. Hulle het dit baie opgezoek en ja, is baie cool. Ja. Ag nice, ek sal definitief gaan loer. Ja, ek meen onder andere outeur, 'n kunstenaar, 'n spreker is wat jy nou doen, maar nou toe gaan lees ek bietjie op die internet ook 'n bietjie van jou. En ook 'n undergraduate in wetenskap. Ja. Sowel as 'n onderwysdiploma. Het jy ooit skool gegee? En weet jy, ek het geproef. Maar dit was nie vir my lekker nie. Was nie 'n vibe nie. Nee. Kan dit. Maar ek het 'n groot swemskool gehad op 'n stadium en ek is baie goed met kinders en ek kan baie goed kindertjies leer swem. Maar nee, ek het niks nie gehou van skool hou nie. Nee. I don't blame you. Ek kan ook nie met ander mense se kinders nie. Ja, en dan het jy ook 'n sertifikaat in sakebestuur en 'n M.Phil in, nou moet ek dit mooi sê, ChatGPT het dit vir my in Afrikaans vertaal, in toegepaste biomediese etiek. Oh, well done you. Daar sê yes. As jy beïndruk. Daai is handvol. En intussen en ons sal nou in die interessante goed betrokke raak in jou skryfkuns en jou wat doen mense dit Matthys? Jy het vanoggend beeldhoukuns, beeldhouwerk. Ja, en dan ook nou potgooier van formaat. Of ek hoor julle hou daarvan om te sê potsender, né? Ons gooi ons 'n podcaster. Ja, podcast is lekker, né? Ja. Jy weet ek weet dis baie goedjies. Op 'n stadium het ek toe ek besig was met ek het eintlik net begin met my D, Stellenbosch, wat ek nooit klaar gemaak het, né? En toe, mense geld is mos nie altyd so baie nie. Nou loop ek daar in die Neels sien, nou sien ek hier sy lewe trek, toe dink ek, ja, miskien moet ek 'n besigheid begin, dat ek net kan leer geld maak. En toe het ek 'n haarsalon ook gehad. Nou op daai tyd, dat ek 'n haarsalon gehad het. Natuurlik het jy 'n haarsalon ook gehad. En die koekieboek is toe opgetel deur uitgewers in Amerika en want ek het hom geskryf in Britse Engels. Toe moet ek hom nou vir die Amerikaanse uitgewers verander na Amerikaanse Engels, so wat nogal heel groot verskil is. En dan het mense vir my, jy weet, toe vra mense vir mense, so wat doen jy?
dan weet ek nie wat om te sê nie. Wat sê ek? Is ek nou 'n hairdresser? Doen ek filosofie of wat skryf ek? So as mense vir my vra wat doen jy, dan sê ek net so min as moontlik, want ek weet ek wou nou vir jou gesê, dis wat ek sê, want ek haat dit as mense vir my vra wat doen jy. Ek sê dan gewoonlik ook so min as moontlik. Ja. En dan is mense so half geskok. Hulle is so half van hoe kry jy dit reg? Almal dink dadelik jy's 'n trust van baba of iets soos dit. Mense het die skok op hulle. Ek like it. En mense met sulke interessante lewens soos jy, en interessante projekte wat hulle aanpak en net die manier hoe jy jou lewe lei. Ek is altyd geïnteresseerd, hoe het jy groot geword? Vertel 'n bietjie van jou opgroeijare. Ag baie dankie. Ek het groot geword in Potchefstroom. My pa was 'n dosent by die universiteit. Ek was die middelkind. En dan het ek 'n ma gehad. My ma kom uit 'n baie soort van 'n spogfamilie uit. My ouma byvoorbeeld was 'n baie bekende pianis. So toe die koningin nou Suid-Afrika toe gekom het, was my ouma nou gekies om by die treinstasies, elke keer wanneer die queen iewers uitkom by elke funksie, het my ouma nou op die vleuel klavier gespeel. My ouma het salmonbroodjies gedoen en hulle het teetyd in die oggend gehad en tee. Hulle was baie spogmense. En my pa aan die ander kant was een van 6 boerseuns. So my pa was meer 'n ouetjie met voete in die grond maar baie lief vir taal. Hy was uit Afrikaans-Nederlands doseer. So ek het hierdie pa en ma gehad en hulle het 'n baie goeie verhouding gehad, maar my pa is baie vroeg oorlede. Ek was 12 jaar oud toe my pa oorlede. En ek dink my pa het vir ons, ek het altyd gevoel ek is bietjie my pa se kind, want ek hou van die natuur, ek hou van buite. My ma het ons geleer om mooi te sit en om mooi maniere te hê. So dit was 'n baie lekker en ek het 'n lieflike sussie en 'n wonderlike boetie. So ek het baie lekker groot geword, maar ek was altyd 'n bietjie van 'n tomboy. Ek dink toe my sussie is ouer as ek en toe kom ek. En ek dink miskien van my pa dalk ook 'n seentjie gehad het. En toe is ek nou sommer daai ook. Dit was vir my so lekker. Ek het soveel goedjies met my pa gedoen en ek het 'n maatjies gemaak op 'n plaas met 'n klein seentjie wat sy naam was Ruben. En Ruben het vir my gesê hy hou niks van dogtertjies nie. Toe sê ek vir hom ja, ek ook nie. En ek onthou, ek was 4-5 jaar oud, het ek toiletpapier in my broekie gedruk dat hy moet dink ek's 'n seentjie. En Ruben sê, seentjies knip nie hulle oë nie. Ek was net so gestar, maar ek het met Ruben gespeel. Want seentjies het vir my gelyk of hulle soveel pret het, né? Ja. So, ek was altyd 'n baie energieke kind en hou van buite, hou van eksperimenteer. Ek dink onthou daar was 'n stadium waar ek so met messe rondgeloop het en dit klink verskriklik. Okay. Meise gevang het en goggas gevang het en dan het ek hulle in formalien gesit, dan het ek hulle gedissekteer en oopgespalk en binne in hulle lyfies gekyk. Ek het altyd navorsing gedoen. So ja, ek was 'n baie buitekind. So klink vir my nuuskierig. Ja, nuuskierige kind. Da Vinci energie daar by jou. Ja, so 'n nuuskierige kind as ietsie my belangstelling prikkel, het ek dit 'n bietjie ondersoek. So ek het so groot geword. Eers hierso so 'n baie stoute storie wat ek met julle kan deel, maar dit is dalk 'n bietjie te wyd. Jy gaan nou moed. Dis mal vir 'n stukkie stout. Dis 'n stukkie baie stout julle. Okay, ek gaan nou ietsiekie vat, dan gaan ek julle nou sê. Wat 'n slukkie. Sluk hom. Weet jy, toe ek nou 'n seentjie wou wees, het ek natuurlik altyd ek het die hoogste afgespring en afgeduik. Ek kon die verste my ketty skiet. Ek was regtig 'n baie goeie seentjie geweest ook in my tyd. Maar toe ek so standaard 3 was, toe is daar 'n dogtertjie by ons skool en haar naam is Carla. En haar pa was 'n dosent wat gekom het net so vir 'n paar maande. En toe sê my ouers nou luister hier so 'n nuwe maatjie, ons moet nou mooi na haar kyk en vir haar 'n bietjie touwys maak. En ek onthou een pause het Carla vir my gesê, het jy al gevoel hoe lekker is dit as jy bietjie daar vryf, daar tussen jou bene? Ja. Dis net van nee, dis asof ek kry jou pause in die toilet. En so is ek in die toilet met Carla, en Carla sê vir my, nou jy daarso vryf net, en ek sien toe maar dis 'n lekker besigheid. En toe Carla my geleer het hoe lekker dit is om 'n dogtertjie te wees, né? Dit is
weet jy, ek gaan dit nou embrace. Ek is nou 'n dogtertjie, want eintlik kan dogtertjies handstands doen en speel. Ek is nou nog lief vir visvang. Jy kan visvang, jy kan grimering aansit, jy kan hakke aansit. Jy die lekkerte van jou vroue lyf. So ek is baie gelukkig met my vroue lyf en met my vrou wees, maar ek het daai stukkie seentjie ook in my wat my laat, jy weet, beeldhou doen. En ek hou van saag en ek hou van boor en ek hou van goedjies regmaak, meer as wat ek sal hou van bietjie naaldwerkies of so. Ek sal liewer 'n bal brei. 'n Hekel of 'n brei of 'n naaimasjien. Ek dink dit is so ietsie wat so half dink ek in nuwe generasies begin verweef het. Dit is nie meer, ek dink in vorige generasies was daar 'n mold gewees. 'n Dogtertjie het 'n mold gehad en 'n seentjie het 'n mold gehad. En dit voel asof dit op die stadium nie regtig meer so erg is dat seentjies en dogtertjies sulke molds het nie. Nou praat ek nie van die nuwe LGBTQ+ alfabet nie. Ek praat net van 'n dogtertjie kan 'n dogtertjie wees, maar sy kan ook like om ketty te skiet of cricket te speel. Ek dink byvoorbeeld een van my neefies se dogtertjie, sy is 16 jaar oud en sy speel vir die onder 18 Proteas vroue cricket. Maar sy's 'n dogtertjie en dit is so vir my mooi. Ja, is dit nou daar waar ekskuus, is dit waar Cookie vandaan kom toe nou? Toe dit nou vir jou so lekker raak. Nee, maar ek het dan ook maar nou 'n liefde daarvoor ontwikkel. Soos ek sê, ek is baie bly ek's in 'n vrou se lyf. Dit is my baie lekker. Maar ek gaan vir jou sê van hierdie wat jy nou sê van die generasie ding. Ek het so waardering en ek is mateloos beïndruk met julle generasie. Want ek sien, ek praat nou van mense van so kom ons sê 28 en hulle 40s daai, die generasie na my nou. Ek ken nie regtig nou die skoolkinders nie, ek ken nou net weer kleinkinders. Maar julle generasie se mans en vroue is vir my fenomenaal. En ek dink daai hele rolverdeling, jy weet van die pa en die ma werk, een wat eers by die huis kom begin met kos maak. Dit is so wonderlik om te sien die pa's ruil doeke en die en sit deen in die bed. So ek dink jy is heeltemal reg, ek sê met jou so saam, laat 'n mens baie gemakliker groot word en meer speelruimte het na alle kante toe. Wat wonderlik. Om eintlik jou eie identiteit te kry en nie die identiteit van jou geslag wat jou geslag is en die tradisie omtrent jou geslag. Ja, en ek dink op 'n energieke vlak ook om daai yin en yang, daai balans heeltyd te hou is so belangrik. Daai vroulike en manlike energie te kan hou in dieselfde body en dieselfde space, dink ek is 'n amazing ding. Ja. Hoorie sommer dit saam, maar toe ons toe nou daai aand so gekuier het, toe ek daar vir jou kom groet, toe gee hy vir my geskenk die koekieboekie. Is dit nou dat vir jou gesê het ons gesels het, ek hou hom nog steeds op my lesenaar daar by die werk. Ek het hom nou vandag huis toe gebring spesifiek vir, want dit lok soveel interessante gesprekke uit. Tussen mans en vrouens alike as hulle hierdie sien. Maar ek wil vir julle aanmoedig, julle wat nou luister en as jy nou 'n bietjie ge-intrigue is, ek meen jy cover alles in hierdie boek rondom vrou wees. Fisies, emosioneel, sielkundig. Ek meen hier's alles van how to find your G-spot tot en met hoe verwyder jy 'n ingroei haar na 'n terrible wax session. En dan het jy dit nou ook 'n company met hierdie ongelooflike kuns saam met elke ding waaroor jy skryf. Ek meen van hierdie kuns wil ek regtig op 'n stadium opblaas en raam en teen my mure hang. Waar het dit begin? Waar die idee hiervan begin en hoe dit lewe gekry? Dat jy hou van die boekie. Weet jy, dit gaan oor daai wat ek nuuskierig is en ek hou van navorsing. So, my kinders was so hoërskool rond en alhoewel ons baie oop is, ek sê enkelouers, ons is baie oop in die huis, ons is nie baie tight op nudity en ons praat oor seks en allerlei goed. Maar toe vra sy vir my 'n spesifieke vraag nou, oor, ek weet haar privaat ou dingetjie, en toe kom ek agter, oh my word, ek weet nie. En op daai stadium, dit was so 15 jaar terug, dink ek weet nie wat sy antwoord nie. Ek voel ongemaklik, ek het nie die woordeskat nie. Toe sê ek van, nee, moenie bekommer nie, ek gaan vir jou uitvind. En toe ek dit nou Google,
Toe kry ek baie pornografie. Ek het al so baie koekies gesien. Ek sê jy ek het die een na die ander koekie like dis al gesien. Die hele tyd as ek enigiets Google, so ek was op oral. En ek kry nie die antwoord nie. En toe gelukkig was dit toe wat ek besig was met my D. So ek is in die Gierike biblioteek en toe besluit ek nee, dat ek navorsing doen deur die regte mense se boeke te lees. En hier kom ek af op die wonderlikste goed waarvan ek nie weet nie. En ek raak so opgewonde en ek sê vir my kinders, kykie, so ek dink ek gaan 'n koekieboek skryf. Toe sê my seun vir my mamma, ek beloof jou, ek sal nooit ooit weer met jou praat nie, as jy dit doen. Ek het nou net gedink, ek wonder wat het hulle gesê van die storie. Nee, my oudseun sê, o mamma, dis sekerlik sonde. En die middeleen sê net, sy sê, gaan mamma, go, ek love it. Maar in elk geval so, met die navorsing het ek ook met verskeidenheid van mense gesels. So ek het met jong meisietjies gesels en hulle byvoorbeeld vir my gesê, Tannie, hierdie enetjie van my lyk nie normaal nie. Nee, regtig, dit lyk soos 'n beseringkie. Dit kan nie wees, dan sê ek nee, dit kan wees. Dit lyk maar so 'n bietjie slordig. Dit is hoe dit lyk. Dit slordig maar is baie lekker. Yeah, contrary to popular belief, they don't all look the same, guys. Nee, they don't, ja. En dan het ouer girls my gevra, wat is die effek van seksuele omgang? Of die ma's het vir my gesê, hoe weet ek as my dogtertjie gaan begin menstrueer? Wanneer gaan haar eerste mensies kom, is haar tekens? Dan het baie vroue vir my gevra oor, jy weet as jy 'n bietjie vaginale infeksie het of 'n jukkie of 'n afskeiding. Dokters gesels, dan sê die dokters vir my, of die ginekoloog, as hulle nou vir mevrou vra, luister, is jou afskeidingkies normaal? Hoe moet sy weet? Niemand het my ooit vir jou gesê wat is normaal en wat is nie. Jy weet, so dis so sosiaal. So toe doen ek navorsing daaroor. Die manne wil almal weet waar is die G-spot. Toe het ek my navorsing daaroor gedoen. Mooi. Thanks for educating them. Swangerskap, die effek daarvan. En dan, jy weet, hoe om te kraam en al daai goedjies. En dan natuurlik die pretgoeders van how to groom your short and curlies. En jy weet, tatoeëer en piercings. En weet so alles, so 'n bietjie geskiedenis van die, so 'n bietjie geskiedenis van daai. 'n Lekker boekie om deur te weef. Maar ek dink is 'n volle goeie inligting, want ons vroue, jy weet, mense is tog so oorsensitief van hoe dit lyk, en die geure daar rondom, en al daai is eintlik so verskriklik positief, en die mens kan eintlik amper alles manipuleer met jou gesondheid, as jy weet, dit gee dit veroorsaak dit, is dit gaan alles inligting, en die groot ding is net om 'n platform te skep, sodat mense kan praat, oor hierdie goedjies. Jy weet, mommy, I have an itch. Wat doen jy met 'n klein dogtertjie? Wat is die, jy weet so, dit is maar toe waar dit geëindig het en ja, ek is baie trots op die boekie. Ek is baie bly. Ek sê altyd ons koekie het dit gemaak al die pad tot in die wêreld en Oprah het dit geloof. So ja, ons boerekoekie. Oh wow, look at you. Oh wow. En internasionale erkennings gekry. So ja, ek dink die koekie boek het mooi haar ding gedoen en daar's waardevolle inligting daarin. Yes. Ja, nee, dis dit klink letterlik soos 'n handleiding dit klink soos amper dit gaan nou dalk 'n verskriklike voorbeeld wees, maar dit is amper soos 'n kook en geniet wat van generasie na generasie oorgedra kan. Dit is nogal so, Matthys. Want dit bly dieselfde. Die resepte, die goeders wat daarin is, bly eintlik dieselfde en eintlik die kook en geniet van 40 jaar terug is 10 keer beter as die een wat jy nou gaan koop. Maar ja, so die kookkuns bly dieselfde. Ja, die kook en geniet. Jy is heeltemal reg, want jy moet so 'n bietjie leer ook om hierdie wonderlike, hoogs intelligente orgaantjie te versorg en vir haar uit te kyk en sy kommunikeer so goed met 'n mens ook. Jy weet soos julle al gehoor het van vroue wat sê hulle sê argumente onthou hulle het pynlike seks. Want baie keer as jy nie wil praat nie, she will speak for you. She will speak. Say, I'm so sorry, nothing's going to happen here. So ons baie goeie kommunikasie. Dit is 'n wonderlike as jy daai intieme verhouding kan hê met jou intieme sensualiteit en seksualiteit. Is dit 'n wonderlike ding om vrouens te bemagtig. En ek dink dat dit is ook hoekom ons nou die grys en gat wil doen, want
ouer vroue, daar's ook soveel miskonsepsies en ouer vrouens voel tog so deurskynend. Niemand sien ons raak nie. Nou om nou 'n bietjie aandag te gee, gesê nee, nou moet ons bietjie ook dit opzoeken bietjie lekker te kry en ook probleme aanspreek. Ja. Ouer tannie is nie net vuil, pink en mabies nie. Daar's ander goeters ook. Dis reg. So terwyl ons by die podcast is, kom ons praat gou oor Grys en Gatvol. Dit is nou 'n podcast, julle is 'n paar episodes in en jy doen dit saam met Melanie Verwoerd. Dis reg. So ek het nie vir Melanie geken nie. Ek het al by 'n kyk net. En dit is nou die joernalis Melanie Verwoerd, die bekende joernalis. Ja, so ek het ontmoet by daar was 'n kyk net gaan 'n program uitsaai in Oktober maand. In Augustus. Wat gaan oor menopause. So ek het haar daar ontmoet, toe kontak sy my. Toe sê sy vir my, sy halfvoor aan my, sy sê, ja, jy's so sonnig, sê sy vir my, en sy is baie ernstig. Sy is linkebrein en sy is hoogs intelligent en sy verstaan van die politiek, sy verstaan ekonomiese projections en al daai goed en ek kan die 1 en 2 bymekaar tel nie. So sy sê kom ons doen ietsie saam en ons is so 'n goeie mengsel want ek is 'n bietjie meer slappie en bietjie meer morsig en sy is so ting, so ons werk so goed saam en jy weet haar brein is anders as myne ook omdat sy met politiek gewerk het, sy verstaan ekonomie, so ek dink ons voel mekaar baie goed aan. So sy ons werk lekker saam en ja, ek dink ons is 'n goeie kombinasie. Maar het julle mekaar nou nie geken nie? Het julle Nee, ons mekaar nie geken nie en toe besluit ons. Want op die podcast lyk dit of julle mekaar jare ken. Ja, ek het gedink julle twee is beste vriendinne wat besluit het kom ons praat 'n bietjie kak oor grysheid en menopause. Ja, nee, ons mekaar glad nie geken nie. Sy het my gevra is jy lus en jy kans en toe sê ek vir ja, let's do it. Toe gaan kyk ons na studios en dis duur om 'n studio te huur. Toe besluit ons wat ons gaan sommer vertrek, wat se meubels, wat skuif ons rond, waar kon ons 'n ding hang of stel of wat ook al. Dis ons eie studiootjie gemaak en toe het ons 'n wonderlike vrou gekry, Mary, wat vir ons die editing doen en het ons so 'n ander pragtige jongle, Jody, wat vir ons sosiale media doen. Ja, so het lyk vir my die bal is nou aan die rol, hoor, en soos wat ons nou praat, kry ons baie goeie reaksie, ook negatiewe reaksie van ons op die internet, which is fine, which is good, ons hou ons vir die gesprek oophou. So, ja, en vanoggend het ons 'n baie lekker interessante gesprek gehad met Dr. Elna Rudolph, sy is 'n seksuoloog, en sy het wonderlike goeders vir my geleer, sy was fantasties. Dit was so goed. So ek leer baie en hopelik gaan ons baie fun hê en ook vir mense so 'n bietjie stuff leer en ook by mense goedjies leer van wat in hulle wêrelde aangaan en hoor waaroor wil hulle graag gesels. Ja. Want ek dink dis die nice ding van die medium. Dit is eintlik so 'n intieme medium. Dit is nie soos radio nie, of soos TV nie. Podcast is baie intiem, wat hom soveel, ek dink, so lekker leen tot hierdie tipe van intieme gesprekke. Want jy kan dit luister met jou oorfone aan, terwyl jy skottelgoed was, en jou man en jou kinders hoef nie te weet wat jy nou luister nie. En vice versa, jou man kan dit ook doen en daarna luister. Want julle podcast is nie net vir vrouens nie, alhoewel julle praat van die vroulike perspektief af, is ek reg. Ja. Want ek het na so 'n paar episodes geluister, dus ek sê van ek het nou 'n paar dinge ook geleer oor vrouens en ek het groot geword met 2 sissies, maar ek verstaan 'n paar dinge ook nou 'n bietjie beter. Sorry, jy wat nou groot geword het met 2 sissies, was jy die klein boetie, middelboetie, ou boetie, waar was jy? Ja, ek is die baba. Erg baba. Ek en my sissies verskil 10 en 12 jaar, so ek is regtig 'n baba. So, jy was amper so wees soos 'n firstborn. My ma het gepraat van die oorskop 3 in beseringstyd. So ja. Ja, nee, dit is my op. So ek het 3 ma's ook gehad, kan ek dit net by sê. Ek het 3 ma's gehad. Ek kan jou glo, hulle het jou almal gemother.
Ek kan dit glo. Nee, ek het ook 2 Nee, en geraas en gesê dit is hoe jy moet wees en dis wat jy nie moet doen nie. Ja, nee, ek het ook 2 dokters en 'n later seentjie gehad. En ek onthou nou omdat hy ook nou in 'n huis groot word net met estrogen en menstruasiepyne en allerlei geite. Ek onthou so goed hy het eendag op die bank gelê en hy sê ek sê vir hom wat is fout? Hy sê bring vir my 'n warm water sak. Ek sê is jou maag seer? Ja, sê vir my, hy dink hy gaan menstrueer. Hy dink hy ja, maar hy is 'n wonderlike man vir sy vrou. Hy's 'n wonderlike pappa. Kan nie skade doen nie. Jy weet om so een doring tussen die rosies te hê, dink ek gee vir 'n man net sommer bietjie meer insaag oor vrou wees, is dit nie? Ja, gee heeltemal 'n ander perspektief. Ja. Ja, die geslagte kan eintlik baie by mekaar leer, nê. Ek is geïnteresseerd om te hoor die terugvoer wat jy gekry het. Jy sê daar was positief en negatiewe terugvoer. Is mense net, dink jy mense is net ongemaklik om hieroor te praat, maar dit is as dit waar die negativiteit dalk vandaan kom. Ek meen ek kan imagine even met die koekieboekie moes jy ook dalk bietjie teenstand gekry het. En ek dink baie maal dit kom van 'n plek van vrees af, van ek verstaan nie en ek is bang om te verstaan. Ja, ek onthou eendag was ek by 'n plek gewees toe ek het 'n stalletjie en daar loop 'n dogter verby. Het jy hare gesny by die stalletjie? Wat het jy daar gedoen? Beskuit verkoop, hare gesny? Dis by die Sexpo het ek 'n stalletjie gehad. Ek was gewy vir 'n workshop daar. Nou, loop daar 'n dogter verby. Sy seker so 17 of so. Nou kan ek sien sy's baie geïnteresseerd en loop sy weer verby. Glimlag ek maar van so en toe op 'n kol, toe bring sy nou haar ma, laat haar ma nou vir en haar ma het haar na haar arm getrek en vir my gekyk, so vuil kyk gegee en sy sê Sisa, sê sy vir my. Jy weet dis daai hele ding van die onreinheid in. Maar hulle is by die Sexpo. Ek weet miskien was daai nie by die Sexpo nie, miskien was dit by 'n vroue geleentheid. Miskien was dit by ietsie anders, nie by die Sexpo nie. Ja, nie by die okay. Nee. Dit was by 'n ander geleentheid seer seker. Okay. Ja, jy sê wat sal hulle daar doen? Dis hulle Ja, ek weet wat sal 'n 17-jarige dogter en haar ma by 'n Sexpo doen. Ja. Die negatiewe goed wat ek ervaar het is wat ons ervaar, baie goeie terugvoering van vroue af wat sê baie dankie, ons leer so baie of kan ek raad kry oor die of daai. So hulle begin nou spesifieke intieme vrae vra wat eintlik vir my wonderlik ook is. En dan probeer ons dit aanspreek sodat ons sommer 'n klomp mense kan antwoord met 'n spesifieke vraag. Maar ek het 'n grap gemaak in een van ons het gepraat oor waaroor het ons gepraat? Ons het gepraat oor seks. Ek kan nie presies onthou wat was die konteks nie, maar ek het toe nou ook bygesê dat ons het gepraat van as jou estrogen nou val, dan sak jou libido ook. En net skielik oornag is jy nou miskien die man sê wat gaan aan met my vrou want oornag is nou 'n koue klip. Sy's nou 'n koue klip, exactly. En toe ons nou daaroor praat, toe lag ek, toe sê ek ja, jy laat my dink aan 'n vriendin van my want sy het gesê as sy so in die aand nie bed klim en sy so uitgeput en sy voel so moeg en sy voel nie haarself nie en daai handjie kom so oor, dan weet sy nie of met sy maak of sy slaap of wat snorkel. Toe kom daar 'n ou in wat sê vir ons, ja, hy sê ja, daai disrespek, die manier waar jy praat nou van die handjie wat oorkom, hy sê dis daai hand wat in die weermag jou veilig gehou het, wat kos op die tafel sit, wat jou beskerm en wat so en so en so diep. Dis ook daai hand. Dit is ook daai hand. Ekskuus, ek weet nie. Ek weet dinge hoef nie net een ding te wees nie. Een hand is nie net een hand nie. Dit is ook dit. En ek weet wat sê hy nou, omdat hy in die army was moet sy nou altyd maar reg staan. Sê ja, dan verstaan julle vrouens nou nie as die mans nou vir hulle girlfriends kry nie, want die vrouens is dan nou so koud. En ja, nee, die mans ja, wat kan ek sê? Dit is ook uit 'n generasie uit en 'n ja. Mans, dis so drietjies wat mekaar so aanhits. Wat ek weet nie wat ons kan sê op hierdie platform van julle nie, maar ek vermoed hulle is maar
So daai perdry tipe hulle wil maar van bietjie blancherige, jy weet, waar die vrou is, jy weet, en en natuurlik ook nou met die Bybel geslaan ook hierso iewers oor die kop van Ek wil nou net sê, Ja. so dit was maar daai, maar dit is lekker, kom ons praat daaroor. Ja. Maar dit sê, weet ook, dis ook die ander ding van podcasting. Jy hoef nie hierna te luister nie. Dis nie SAIK in die 1980s dat ons almal een kan en ons almal moet dieselfde nuus luister nie. Jy kan kies waarna jy hoef te luister. So, jy weet, as jy dit nie daarvan hou nie, dan druk jy net leave. Dit is so maklik soos dit, maar die ander ding wat ek ook geleer het, en ek moet sê, ek en Matthys was nog nooit regtig vreeslik sensitief vir kritiek nie, en ons het dit al gekry van allerlei kante af. Maar dit is vir ons vreeslik entertaining. Maar die ding wat ek ook dink met iets soos podcasting, as jy nie ten minste 'n bietjie negativiteit ook kry nie, then you're not doing something great. Ja. Mens moet in enigiets in die lewe, nie net podcasting. You got to ruffle a few feathers. En dan weet jy, okay, ek is eintlik besig om 'n verskil te maak hier, of om iets by te dra, wat die moeite werd, inderdaad. Hoor jy dan op jou website ook, as mense wil gaan kyk, maritsabreitenbach.com, né? Ja. Mooiste website, ek moet vir jou sê, en so well organized, vir iemand wat nou kastig so regterbrein is, ek meen, jy klik op 'n ding en dan vat hy jou op so 'n mooi path na 'n nuwe site toe, of na 'n ander organized section toe. Maar gaan kyk gerus julle 'n bietjie van Maritza se beeldhoukuns, dit is my ongelooflik mooi, die manier hoe jy emosie in jou beeldhou kan vasvang, of dit nou is die boekstaanders wat jy daar het, of 'n alleenstaande beeld, net die emosie, elke keer wat, as mens enige van jou goed wat ek al na gekyk het, ek voel iets as ek na haar kyk, is my pragtig. So, terwyl jy vir ons sê, hoe jy, want ek neem aan as ek nou kyk na al jou baie kwalifikasies, daar's geen kwalifikasie in kuns nie, né? Nee. Het jy dit vir jouself geleer? Weet jy, ek dink, omdat ek maar so 'n bietjie, ek is baie tactile. So as ek iewers sit, as ons buite is, dis lekker om op die grond te sit. So ek dink dit het daarmee 'n bietjie uit te waai. Ek gee nie om te vat aan klei en grond nie. Maar ek dink, in die beste sin van die woord, dink ek is bietjie van 'n voyeur. Ek hou so daarvan, vandat ek 'n kind is, hou ek daarvan om te kyk na mense. Ek onthou al die jare wat ons kerk toe gegaan het, daar met ons sykousies en alles, het ek gesit in die kerk en gekyk na mense se koppe, se ore, se nekke. En as ek op vakansie gaan en die hele gesinnetjie loop, dan sien ek, die net die pa se knie, daai net daai. So ek dink ek kan net baie goed kyk. Ek neem fyn waar. En ek dink omdat ek fyn waarneem, kan ek beeldhou doen. So ek is goed met gesigte, en ek het dit ook maar net per ongeluk agterkom dat ek nou daai talent, weet jy, soos iemand wat kan sing. Jy weet, ek kan daai reg kry, en ek dink dis omdat as ek nou vir jou kyk, dan kan ek vir jou maak, want ek kyk mooi. So ek dink dit het daarmee uit te waai, en ek dink ook elke mens is kreatief, kan soveel goedjies doen, absoluut. Maar ek dink dit begin by wat is daai goeie woord waar jy bewustelik goeie sien. Jy sien vorm, tekstuur, jy sien diepte. As jy net kan kyk, dan dink ek die Engelsman sê a keen sense of awareness, nee. Daar sê. So is bietjie daai, maar ek moet jou by sê ek kan skaars 'n stopmannetjie teken. Ek kan dit nou nie. Ja, nee, ek kan dit nie doen nie. Maar as jy nou vir my sak klei gee, dan kan ek lekker speel. So ook maar net toevallig agtergekom, en ja, so dis my baie lekker manier om myself mee uit te druk. Is lekker, ek hou baie van alleentyd, so dit is perfek vir my. Ek trek my deure toe, sit my musiek aan. Askies, toch gooi vir my glasie wyn of so. En dan speel ek, en dan wag ek maar ook, jy weet, Breitenbach sê, as hy nou skryf, hy wag vir die gedagte om binne te skiet. So ek is net daar in daai spasie, and then it sort of happens, en ek is maar net willing, en ek speel saam, en die groot ding dink ek ook, met al die goedjies wat ek doen, is dat ek nie te ernstig is nie, ek vat die lewe nie ernstig op nie, ek probeer nie 'n perfeksionis wees nie, ek is sommer net so spelerig,
ek het natuurlik uithou, ek kan hard werk en al daai goeders, maar ek het 'n spelerigheid, dankie Vader daarvoor, so ek het nie te veel druk op my nie, en ek dink dit help my, om met enigiets wat nie perfek is, nie te sê, bygones, jy weet, tomorrow is another day. So daai dink ek help my baie met die beeldhou. Ja, dit is net vir my groot plesier om beeldhou te doen. Maar jy is nou baie beskeie oor die beeldhou. Want ek meen jy het uitgestal in 'n solo uitstalling in Parys al. En dis nou nie Parys in Frankryk nie. Dit is Parys in Frankryk, nie die een in Vrystraat nie. So jy's 'n klein bietjie beskeie. As beeldhouer of beeldende kunstenaar, het jy al 'n paar plekke jou goeders uitgestal? Weet jy, ja, ek moet jou sê, ek sou sê ek het 'n boutique beeldhou setup, want ek werk alleen. Ek het nie 'n bemarkingsspan nie en iemand wat my goedjies gaan koop en ietsie wat dit net. As ek nou Foundry toe gaan, doen hulle nou al die tegniese goed daar, maar wat die beeldhou self aanbetref, is dit ek. En partykeer het ek 'n lieflike tuinman, Andrew. Dan sal ek vir Andrew roep en dan sê ek, Andrew, do you think we can do this? En sê hy, no problem, mama. En dan kom Andrew my en Andrew kan my help as ek met groot goeders werk. Maar so ek werk alleen, so dit vat tyd en dan vat ek dit in en so, maar nou met die, ek weet nie, met hoe die dollosse nou ook nou maar mooi geval het in my geval, het ek kliënte van reg oor die wêreld. Ek weet, van Rusland tot Duitsland, Frankryk, in Stellenbosch het ek 'n paar baie goeie kliënte. Dit lyk vir my so by word of mouth, so plek is my goedjies en ja, so ek is baie dankbaar dat my beelde vir mense mooi is. Ek waardeer dit ook. Ja, want as ek nou iets klaar gemaak het, wil ek hê hulle moet gaan. Die proses is vir my belangrik. Ek het 'n baie intieme proses met my klei. Ek praat met hulle. As dit nou 'n gesig is, dan sal ek sê, wys my, hoe lyk jy, wys my, en dan wys hulle vir my, voel dit vir my. So maar as hy klaar is, dan sê ek soort van, okay, bye baby. Dan het ek, dan kan hy of sy, of dit nou maar gaan, en dan sê ek baie dankbaar as dit met iemand resoneer, ja. Ek het in die begin gesê, jy is my 'n kurator van alles wat mooi is. Wat is vir jou mooi? Hoe definieer jy mooi? Soos 'n poepel nie. So vergewe my. Weet jy, ek praat nou nie van lelike goed wat gebeur in die wêreld nie. Ek praat nou van net alles om ons. Weet jy, daar's vir my skoonheid. Dis vir my so mooi. Ek dink partykeer, jy weet, mense wat sê word gereïnkarneer. Ek dink is my eerste keer hierso, want ek is in verwondering. Ek is in verwondering as ek op die highway ry en is hierdie groot pad en dan gaan hy oor die ander pad. Ek kyk regtig in verwondering na al die slim mense wat voor my gekom het en goed is vir my beeldskoon. Mense, ek het nog nooit in my lewe 'n lelike mens gesien nie. Mense is vir my so mooi. Ek onthou eendag was ek op 'n trein gewees in Parys en die ou wat die saksofoon gespeel het regtig 'n interessante gesig gehad, baie vreemde gesig. Jy weet, klein kindertjie, baie groot neus en so voort. En my vriendin, die vrou langs my het gesê, "O, jy voel tog daai ou so lelik." En ek onthou hoe dit my hart gepyn. Want ek het nog nie daai gesien nie. Dis nie vir my die wêreld om my is vir my verskriklik mooi. Dis vir my beeldskoon. Daar's een ding wat ek nie van hou nie, maar verder hou ek van alles. Wat is daai ding wat jy nie van hou nie? Ek hou nie baie en ek hou nie baie van 'n Harley Davidson nie, want dit voel vir my 'n maklike besigheid om so snaaks te sit, maar dis al. Dit is net nie my favourite ding nie. Maar ja, nee, alles is vir my, die wêreld is vir my baie baie mooi. Ek dink daar is so 'n groot les om deur die lewe so te gaan. Want ons is so geneig om die default na die negatief toe te gaan, na die lelik toe te gaan, na die puntenerig te wees en dis eintlik so 'n mooi les vir ons almal, is om eintlik eers net die mooi raak te sien en daar is soveel mooi daar buite.
weet jy as ek nou kyk, daar is natuurlik goeie mense ook. En as ek nou 'n ek het so 'n lekker dingetjie wat ek gebruik as ek nou 'n dooslike mens sien, né? As ek nou 'n man sien wat totale buffel is, argumentsontakel of 'n vrou. Maar ek het baie met mans al ervaar. As ek na die man kyk en dink ek, ag jene, dan vat ek myself terug en ek sien daai man as die klein seentjie. Want weet jy nou, op 'n stadium was daai ouetjie 'n geliefde, wonderlike vryseentjie met helder oogies wat gespring en gespeel het. Nou ek weet nie wat het in sy lewe gebeur wat van hom nou so goor bliksem maak nie. Maar as ek iemand terugvat na sy kind, as ek probeer die kind kry, dan is dit vir my baie maklik om lief te hê vir mense om my. Ja. Ja, dan 'n skoolonderwyser het altyd vir my gesê, jy moet altyd na iemand kyk en as jy met hulle sukkel, imagine them as a small child or as an old person. En dit wakker die empatie en die mooi weer raak sien in hulle. Ja. Ons is net dankbaar dat jy vir ons ook die mooi wys deur jou oë en dit vir ons bymekaar bring. En Matthys, ons gaan die mooi selfs in John Steenhuisen raak sien, nê? Die mooi in John Steenhuisen raak sien. Ek weet nie of ons kan hoor nie, ja. Hy het altyd kritiek oor John Steenhuisen. Is dit? Regtig? Miskien gaan hy, né? Sy sê. Ja, ek gaan nou kyk as ons nou vorentoe gaan, maar dit sal vir hy nou 'n lesie daar by jou gevat het en nou 'n bietjie mooier praat oor John Steenhuisen. Ja, nee, maar baie mense, ek het my kinders was by 'n partytjie gewees die naweek, een van die kleinkinders, ek het 7 van hulle. Een van die kleinkinders het verjaar en toe ook so 'n man wat so ongeskik was. En so ek het ook nie 'n probleem om vir iemand te sê hoorie so, jy is nou regtig. Julle het nou mooi gehoor daai woord wat ek so like om te. Ek het eintlik gesê hy's 'n drol. So ek dis nie asof ek deur die wêreld gaan en sê tralala blommetjie. Nee. Ek kan goed my Nee, mens hoef nie om nice te wees beteken nie mense met oor jou loop nie en ek is mal oor die woord dooslik. Ek gaan dit baie nou gebruik want nou kan ek nie hoef ek nie vir iemand te sê jy is 'n doos nie. Nou kan ek net sê hoorie jy's nou besig om dooslik te wees. So dan dit voel vir my Ja, dit voel vir my 'n bietjie meer aanvaarbaar. Maar Maritza, asseblief ons wil weer met jou gesels. En mag julle pot gooi ook net van starte tot starte gaan. Grys en gatvol. Julle gaan luister dit bietjie. Jy gaan baie leer en jy gaan lekker lag. Ons sal definitief weer met jou moet praat. Matthys gaan ons ook moet educate en wat hy nou ontdek het. Hy sê elke keer as ek vir hom sê my perimenopause wat nou weer opvlam of ja. Ek voel nie lekker nie want dit is nou perimenopause en dan sal hy ook nog vir my sê maar hy voel ook nie lekker nie, is andropause. Apparently is dit ook 'n ding wat mans kry. Ek het gehoor daarvan, Matthys. Ek weet niks daarvan af nie, maar ek wil ook bietjie daaroor leer. So ons moet gerus weer gesels. Dit sal vir my fantasties wees. En as julle tweeetjies 'n Kaapse draai kom maak, ek bly in 'n baie klein en cute huisie en ek het altyd fantastiese wyn, baie goeie koffie, so kom kuier vir my, hoor. Dit was nou Maritza Breitenbach gewees, met wie ons vroeër die week gekuier het, en waar ek myself gecancel het uit die recording uit, aan die einde. So, That's so like that happens funny. as well. Ek en Maritza, net op die oomblik wat ek jou begin uithaal en Maritza het toe nou 110 vrae om jou te vra, en jy kan of sit net daar. Ja. En ek kan sien, jy sit daar, maar niks lei 'n klokkie nie. Die ligte is aan, maar daar's niemand tuis nie. Ja, ons niemand tuis op die oomblik nie. Maar ja, we made it. Maar wat 'n merkwaardige vrou. Ek is absoluut mal vir Maritza, sy het sulke goeie energie. En ja, sy laat mens regtig net weer die mooi in die lewe raak sien. Ja. Daai was my die mooiste wat sy gesê het. Oor dat jy elke dag die mooi kan raak sien. En dis nie 'n moet nie, dis 'n keuse wat sy gemaak het, maar jy kan elke dag mooi raak sien. En ek moet sê ek probeer nou die afgelope paar dae doelbewus as ek in die park is, nie net sien en kyk wat om my is nie, maar actually regtig kyk. Wat is dit? Want ek dink ook soos wat jy ons vroeër gesê het, ons is so spoiled vir content. Ek dink ons is oor die algemeen
spoiled because ons is maybe so overstimulated en saturated dat even die natuur moet jy fokus om dit actually raak te sien en te waardeer. Ek het vanoggend die mooiste experience nogal gehad. Toe dink ek ook aan ons onderhoud. Ek het gestop by my gewone plekkie vir koffie daar by die Engine Garage. Ja. En dit was vroeg, son het basically net opgekom. En uit die son het die mooiste kleure teen hierdie klein wolkies gemaak. En ek het uitgeloop met my koffie, haastig na my kar toe en ek sien toe al die petroljoggies staan en opkyk. En natuurlik wil ek nou kyk waarvoor kyk hulle. Onmiddellik dink ek, o hemel, hier kom ons. Iran. Drone. Trump het ons nou hier. Hy is glad nie happy met ons. Het die GPS verkeerd gehad. Ja, en was my so beautiful dat al die petroljoggies staan en opkyk na die sonsopkoms en hierdie beautiful kleure. En toe vat ek ook net so daai pause, net daai 15 sekondes om net bietjie stil te staan en te kyk wat actually om jou aangaan. Dit is belangrik. Ek dink veral in die chaos waarin ons leef op die stadium. As ek het nou eendag iets ook gelees wat iemand gesê het dat ons is besig om een van die moeilikste geskiedenisvrae in 2075 uit te leef. En dit het my ook nogal laat dink van hoeveel chaos is daar regtig op die stadium aan die gang. Ek dink nie ek besef dit altyd nie. Ja, en as mens nou 'n kristalbal het om in die toekoms te kyk, dit sal vir my fascinating wees om te sien hoe dokumenteer geskiedenis wat die laaste 20 jaar en die 20 jaar maybe wat kom gebeur. Hoe word ons doen en late as 'n samelewing tans, hoe gaan dit gedokumenteer word in geskiedenis? Ek dink iemand gaan deur moerse baie Instagram en TikTok video's kyk. Ja, ek dink tog op 'n stadium gaan mense terugkyk. Ek hoop generasies word slimmer. Kyk, ons het nou die zeers oor die algemeen is nie vreeslik slimmer nie. Maar kom ons hoop dit draai, Matthys, want nou sien mens ook baie van die jong mense gaan baie terug na analog tipe dinge toe. Ek het net nou daar gepraat oor kameras van die ou kamera wat jy gekry het in van jou ma se goed. En ek het ook so 'n hele boks ou kameras wat my stiefpa nog vir my gelos het. En ek wil sê ek wens mens moet eintlik kyk of jy 'n film kan kry vir hierdie kamera. En kyk of jy hom nog kan kry om te werk. En ek sien dit in die kinders en vriende van ons wat kinders het wat nou teenagers is en so aan. Hulle het nou almal hierdie klein kameraatjies met filmpies en it's going back there. Dit is regtig vir my, maybe gaan die pendulum op 'n stadium swaai en mense gaan doelbewus wil begin stadiger raak. Ja. Wil begin 'n bietjie meer pause en tyd vat met dinge. En nie alles so instant hê nie. En ek dink tog as ons daar uitkom en 'n generasie evolve tot op daai punt weer, of de-evolve as jy dit wil noem, gaan hulle dalk terugkyk en sê, wow, hierdie ouens het hulle nuus op Instagram gekry. Ja. What the hell? Kyk hierdie stupid goed wat hulle gepost het. Kyk hierdie ouens wat opinies gehad het oor goed. Kyk hoe fucking dom was hulle. Ja, ek onthou dat ons praat van die foto ding. Ek onthou altyd as jy die film gaan ingee het by die Photo First of die CNA of iets soos dit, kon jy jou films op die apteek. Daar was apteke ook wat films ontwikkel het. Ja. En dan was dit hierdie opgewondenheid as jy nou gegaan het om daai pakkie te gaan kry, want jy het nie geweet hoe dit lyk nie. Ja, ek weet daar was. Ja, en outomaties kan jy nie onthou wat se foto's jy alles geneem het nie. Of is dit 'n film wat jy oor maande vol gemaak het? Ja, maar dit was duur, nê? Jy het nie sommer net 'n film uitgespeel op 'n dag nie. Jy het mooi gedink om 'n foto te neem. Want dit was duur. Ja. Jy het gekyk, Matthys. Jy het mooi gekyk. Jy het gekyk. Jy het dinge raak gesien. Ja. En gecapture wat vir jou mooi was en waar jy stil gestaan het en 'n bietjie you paid a bit of attention. Ek kan die kameramanne met wie ek op 'n stadium gewerk het, ek altyd vir hulle gesê dat iemand kan jou baie maklik leer hoe om 'n kamera te werk. Aperture, f-stops, al daai tipe van goeters
stil en video vir TV en film. Maar niemand kan jou leer om te kyk nie. Jy kan sien wat aangaan, maar niemand kan jou leer om te kyk en te intuïtief te weet hierdie werk of hierdie gaan nie werk nie. Daar is 'n moeë skill, dink ek. Ja. Ja, absoluut. En dan absoluut 'n leerstelling as van jou foto's gespoil het. Blur, Want jy dalk die film expose of ja. iets. Ek meen, dit was 'n hele tegniek om daai film in te sit en om uit te haal. Jy moet dit reg doen. Ja. Want as jy vir hom verkeerd expose, is al jou foto's moer toe. Maande en maande se memories is in hulle moer in. Wat so van exposure gepraat, jy sê Anton Goosen expose homself op die ouderdom van 80 as 'n nuwe pa. Ja, maar Matthys, kyk, ons ouer generasies, dit is regtig like 30's the new 20, 40's the new 50, en so aan, ja, so ek het net vroeër die week 'n post op Instagram gesien, julle. Ek kon hom ongelukkig nie access nie, want dit is agter daai netwerk 24. En daar is natuurlik proper clickbait. Ja, maar op die ouderdom van 80 word Anton Goosen weer pa. Ja, okay. Good on you, Anton. Ja. Good on you. So, ek meen, You still had a swimmer. You still had a swimmer. The man, ek meen, met die hoeveelheid rock and roll lifestyle wat hy al gehad het. There's something to be said for that, nee, Yeah. dat hy nog 'n goeie swemmertjie daar in hom het. Is vir my nogal impressive. So, ja, baie geluk Anton Goosen. Ja, geluk Anton. Ek onthou jare terug het iemand vir my gesê, "O, dis eintlik nee, okay, maybe moet ek sê dis disgusting." So, ja. Okay. Hoe disgusting. Kan jy dit regtig nie sien nie? Hulle sê dat kom na 70 lyk soos krummelpap. Ag nee, Here Matthys, ja, jy moes dit nie gesê het. Okay. Nee. Okay, ons sal daai uitsny. Of nie. Nou dink ek aan daai lunchbar ding ook. But anyway, let's Ja, die lunchbar is waar. That's true. Die lunchbar teorie, ja, daai is ongelukkig waar. Ja. Ja, maar ek dink dit is impressive dat mense, weet jy wat is maar die ding Matthys, dat ek al hoe meer agterkom en dit sluit nog of my aan by ons gesprek met Maritza ook. Ouderdomme is regtig net besig om 'n nommer te word. Ek weet ek en jy is so. Ek meen ons joke altyd want ons het vriende van alle ouderdomme, maar ek dink die meeste van ons vriende is almal bo 60. Bo 50, my 55. Ek het actually 'n chirp gekry op ons Saterdag verjaarsdag, die 45ste verjaarsdag wat ek en jy altyd gaan bywoon. Ek het gesien die kykie wat jy gekry het ek lekker gelag. Toe ek nou sê dat ek moet nou gaan want ek het nou 'n 76ste verjaarsdag. 76ste verjaarsdag wat ek moet gaan bywoon. En iemand wat my sê, "Hoekom het jy so baie ou mense in jou lewe?" Want ek kies hulle. Hulle is baie fucking meer interessant as jy, gesiggie. Well, I wouldn't necessarily say that, maar ek weet nie, vir my eintlik nog my hele lewe lank, ek sien nie regtig ouderdom. As ek iemand ontmoet, is die eerste ding wat ek nie aan dink, hoe oud is jy? Dit is my so irrelevant. Maybe is dit omdat ek dis dalk hoekom ek so kak is met wiskunde ook. Nommers kom net nie op in my kop nie. En ja, ek sien dit al hoe meer in die samelewing. Ek lees 'n artikel laasweek somewhere oor 'n nuwe tendens van ouer mense bo 50 wat nou weer in kommunes intrek. Kommunes, groot huise of gemeenskaplike erwe wat hulle koop en hulle bou hulle eie kind of, ek wil nie sê aftreeoord nie, want hulle verkies, dis nie vir aftree nie, hulle verkies net om alleen te wees, maar tog omring te wees met mense wat hulle like. Like-minded people. Like-minded people. En jy weet, ek dink as mens dit vir mense gesê het 2 generasies terug, sou hulle gesê het, nee, Here, dit moet 'n kult wees. Dis 'n kult is 'n ding. Hierdie is vreemd, Ballydominee, jy weet. Dis nie reg nie. Maar ja, mense is besig om die manier hoe hulle lewe te lei te herdefinieer hoe hulle dit like. En nie volgens wat verwag word nie. And I like that big time. Ek dink ook dis
moer so cool dat almal kan actually ruimte het om te wees wie hulle wil wees en kan wees en moet wees. En al is jy nou deel van die fucking alfabet, is dit ook okay, moet net dit in my gesig druk nie. Dis al wat ek sê met die alfabet. Ja. Just don't. Moet net nie laat dit die eerste ding wees wat jou definieer nie. Ja. Dit brand my altyd van die alfabet mense. Dit is soos daai divorcees, daai newly divorcees, nê. Wat altyd vir jou, hulle stel hulle self voor en hulle sê hallo, ek is Jan en ek is geskei. Weet dit het deel van hulle identiteit geword. Hulle is nie meer Jan wat 'n onderwyser is of wat teruggee aan die samelewing of wat lief is vir honde of wat goed is met plante groei of dit is nie meer Jan nie. Jan is nou geskei. Dit is sy identiteit. En dis vir my baie maal 'n issue met die alfabet mense is dat dit word hulle prime identiteit. Ek het gedog jy gaan sê dis jou issue met verhoudings, want ek dink dit is 'n neeweffek van verhoudings. Ek weet, as jy mooi daaroor gaan dink, as daar nie huwelik was nie, wat is die grootste gemeene faktor en probleem in 'n egskeiding? Die grootste oorsaak van 'n egskeiding. Ja, is met die huwelik. Exactly. Ek weet, as dit nie daar was nie, sy mense nie geskei het nie. Shame. Daar's baie mense wat die huwelik laat werk. Ons is baie trots op julle almal. Ja. Maar ja. En wat ek nou nog iets anders ook gehoor terwyl ons daaroor praat. Daar was 'n komediant geweest wat afgegaan het. Ek kan nie weet of dit 'n man of 'n vrou was nie. Dit was 'n Suid-Afrikaanse vrou wat in Australië bly. Die komediant, sy's 'n lesbien, sy's getroud met 'n vrou, groterig, ek kan nou glad nie haar naam onthou nie, maar sy's moer van nie. Wat sy, ek dink dit is sy wat gesê het van, sy kan nie verstaan hoekom die straight mense so up in arms is, ewe skielik oor al die gay mense nie. Hulle moet mooi verstaan, straight mense maak gay mense. Gay mense kan nie ander gay mense maak nie. Jy moet straight wees om 'n mens te maak, en dan is daai mens gay. So, hou op met die judgment. You created it. So ja, dit was ook vir my fun. Hierdie was nou random. Hierdie was nou moes random. As dit dan nie vir Marissa was nie, was hierdie nou random. Maar ek dink dan op daai random noot, cheers Colleen, dit was dan nou die 18de Maart se klets gewees. So ons sien julle volgende week, 'n paar dae voor ons weet hoe duur die petrol gaan wees en wat die repo rate gaan doen volgende week. So hou vas jou Hou vas jou matras. Want die force is weer los. Hou vas jou matras en jou diesel. Dis op die stadium wat jy moet doen. Okay, mooi bly. Sy gee daai nie weer diep. Cheers. Bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, almal is